Baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om die woord van die Here te verstaan. Here, ek weet, U is hier deur die Heilige Gees. U is hier om harte aan te raak en mense in hulle lewens. Here, ek vra nou, laat die woord van God lewendig word in ons harte. Laat die woord van die Here net lewendig word, diep binne in ons harte, en laat U naam geheilig word. Dankie vir elkeen wat gekom het. Dankie vir elkeen wat hier is vanmôre. Ons weet daar's ander wat siek is en mense wat weg is. Ek dink aan Chris, Here, en sy familietjie en die afsterwe van sy broer waar hulle daar in Durban is. Seën hulle, help hulle deur. Ag Here, daar's baie keer omstandighede. Maar daar's 'n God in die hemel. Hy help en hy hoor. Dra deur, Here. Seën jou mens, seën jou mens, seën jou kinders en word U verheerlik, Here. Is my gebed in Jesus naam. En almal sê amen en amen. U kan U sitplekke neem. Die Here seën u baie ryklik. En ons gaan 'n paar dinge dan deurlees. Ek wil hê, of voordat ek dit gaan lees, jy kan die Bybel so lank oopmaak by Jesaja 53 en ons gaan 'n paar verse daar lees. Ek wil baie dankie sê, ek en my vrou vir laas week by die verjaarsdag gewees en ons is baie dankbaar vir elkeen van u en dankie vir al die mooi wense en al die ou goedjies wat ons ontvang het. Mag die Here elkeen van u baie ryklik seën. Ek kan jou waarborg, dit gaan nie ongesiens by ons verby nie. Ons waardeer dit uit die diepte van ons harte. En by laas Sondag het ons toe nou eintlik sommer so 'n bietjie 'n fruit salad gehad. Nou fruit salad is 'n bietjie gemeng, jy weet. Maar in elk geval, ek wil baie dankie sê vir die ouens. En weet jy, ek wil dit net aanhaal. François, dankie. Hy het gepraat oor wees bly en wees dankbaar. Dit is Martin wat gesê het, kom ons vertrou God. Dit is Rona wat gesê het, jy moet maar die Goliate in die oë kyk. Amen. En Alicia het gesê, kom ons bou aan God se koninkryk. Amen. My vrou het gesê, jy weet sy's 'n mans. She hates it. Sy sê, fight your fight. Amen. En weet jy, 'n kind van God het maar 'n fight om te fight. Prys die Here. Maar ons kyk hierdie vyand in die oë en ons weet, die Here gaan ons help en ons deurdra, so mag God se genade oor elkeen van u wees. Ek kan vir u lees op die Bybel, of in die Bybel van Jesaja 53, en u kan dit saam met my volg in u Bybel as u wil. Ek begin by die eerste vers. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg, hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte deed hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor
Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 10de vers. Maar het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Dis 'n wow deel. Nou ek gaan so 'n bietjie anderster begin vanmôre, want ek wil nou vanmôre gou-gou by 'n paar van die manne begin wat die Bybel van praat. En ek sukkel nou net met my papiere hier, maar dit maak nie saak nie. Goed. Ek wil begin by 3 persone wat baie besonderse betekenis gehad het en wat groot merke en hoogtes behaal het in die kerkewêreld. Nou die een van hulle wat ek wil noem is Polycarpus, die ander ene is Augustinus en die ander ene is Martin Luther. Daar's 'n rede hoekom ek dit by 'n aanloop wil gebruik, maar ek wil net eers vir jou gou 'n bietjie agtergrond gee van hierdie 3 besondere persone. Nou Polycarpus was 'n Griekse biskop gewees in die jare 69 na Christus tot so 155 na Christus. En hy was 'n apologeet gewees, en 'n apologeet is iemand wat by die apostels geleer het, en hy het onder andere onder die apostel Johannes gestaan, en hy was deur die apostel Johannes geleer gewees. Hierdie man het gesterwe vir sy geloof. Hy was op 'n brandstapel geplaas in Smyrna in Turkye wat vandag daar is, deur die Romeinse owerhede, en die rede hoekom hy dan op die brandstapel was, mense, kom ek sê net vir u, die ou Christene het groot pryse betaal vir die evangelie. Hulle sê dat terwyl hulle hom aan die brand steek, het hy gebrand, maar hulle kon hom nie doodbrand nie. Hy het bly lewe. 'n Soldaat het hom later gestorm met 'n spies, en 'n spies in sy sy gedruk, en toe hy die spies uitruk, toe sê hulle, toe stroom daar soveel bloed uit sy liggaam, wat die vuur geblus het. Wow. Hierdie man was op 'n brandstapel gesit. Weet jy, die rede is, hy het geweier om sy geloof in Christus Jesus prys te gee. Die tweede ene wat ek net wil aanhaal is Augustinus. Nou Augustinus was 'n kerkvader gewees. Hy was so 350, 354, daar so tot by hier by 430 na Christus. Augustinus het van die grootste dele van boeke in die wêreld geskrywe. Hy het onder andere 113 boeke geskryf wat bestaan het uit 'n plus van 5 miljoen woorde. Dis 'n skrywer hoor. Hierdie man het geskrywe tot vandag toe word sy boeke nog in universiteite dan deurgegee. Die boeke van Augustinus. Nou luister mooi, waaroor het sy leringe gegaan in sy boeke? Hy het onder andere gepraat oor kettery. Nou weet jy wat is kettery? Kettery is mense wat in die kerk is, wat God se werk skade doen. En Paulus het baie daaroor gepraat.
Ek wil nou nie daaroor uitwy nie, want ek kan nou baie dinge vir u aanhaal van Hymeneus en Alexander die Kopersmid en Demas en daai ouens. Luister, laat ek net vir u sê, daar's baie keer in die geleedere van die kerk van die Here, en ek noem dit maar net in liefde vir ons mense, want weet jy wat, ek wil hê jy moet sien, daar is dinge wat gebeur, wat die duiwel kan gebruik om God se werk af te kraak. En dan lyk dit binne in die kerk of dit alright is. Kom ek sê dit vir u. Hy het verder geskrywe oor die goedheid van God. Hy het gepraat oor die soeke na God. Dan het hy ook gepraat in sy boeke oor sonde en dan ook oor genade. Augustinus was 'n groot man gewees. Martin Luther was 'n Duitse professor gewees en ek dink nie hy het baie bekendstelling nodig nie, want protestantisme kom van Martin Luther af, 1517, toe gaan slaan hy sy 95 stellings teen die Roomse Katolieke Kerk se deur vas. En dit het gestaan onder andere, as ek 'n kort opsomming kan maak, punt nommer 1 het hy gesê, dat die Bybel is die enigste bron tot saligheid. En nie die paus nie, en nie die priester nie, net die woord van God, wat jou kan lei om die saligheid te beerwe. En Jesus het hy gesê, is verder alleen die middelaar tussen God en mens, en nie die paus nie, en nie die priester nie. En hy was uitgekruid vir dit gewees in sy tyd. Hy het verder meer oor sonde gepraat, en gesê, sonde laat jou verlore gaan, maar daar is genade by die kruis, en by Jesus Christus. Halleluja. Hy het verder ook gesê, dat daar is nie 'n ding soos om geld te betaal vir die versoening en die afkoop van jou sonde nie. Halleluja. Maar wanneer jy by die Here kom, dan wil ek sê, is dit net die bloed van Jesus, sê hy, wat jou kan reinig en wat jou kan heilig vir die koninkryk van God. Halleluja. Nou, hoekom het ek hierdie manne nou aangehaal? Daar was nou 'n rede gewees, hoekom ek hulle graag wil aanhaal. Want jy sien, as ek kom by Jesaja 53, dan sê die opskrif van Jesaja 53, die knegt van die Here word verneder en hy word verhoog. Hy word verneder, maar hy word ook verhoog. Dit is hierdie manne wat aanhalings gemaak het oor Jesaja 53 wat ons nou gelees het, en dit wil ek nou gou-gou vir jou so by die inleiding dan nou net verder deurgee. Polycarpus het gesê dat Jesaja 53 is the golden chapter of the Bible. Dit is Augustinus wat gesê het, hier in Jesaja 53 kry jy die hele evangelie wat jou kan lei tot die saligheid. Dit is Martin Luther wat daaroor skrywe oor Jesaja 53 en dan sê hy, elke Christen behoort eintlik Jesaja 53 uit sy kop te ken. Dis nogal groot, né? Want dan sê hy, hierin is die kruis, hierin is die dood van Jesus en hierin sal jy die opstanding van Christus kry. Halleluja. En ons glo mos nog in die kruis, is dit waar? Ons glo nog in die dood van Jesus, maar ons glo ook dat hy waarlik opgestaan tot eer van die Here. Halleluja. Nou wil ek vir u Jesaja 53, die 10de vers, is juis waaroor ek nou bietjie meer wil stilstaan. Nou ek gaan nou net gou-gou 'n aanhaling eers maak en dan wil ek dit parafraseer vir u. 10de vers sê in Jesaja 53, maar dit het die Here behaag om hom nommer 1 te verbrysel. Dan sê hy het hom krank gemaak, as sy siel het hy as 'n skuldoffer vir ons aangebied,
En dan sê hy, en hy gaan 'n nakroos hê, 'n groot nageslag beskryf dit. Hy sê dat hy, hierdie ene wat so gepynig word, gaan 'n groot nageslag hê. En dan gaan hy verder, en dan sê hy, en sy dae sal tot in lengte van dae wees, en in sy hand sal ons voorspoedig wees. Jong, ek gaan nou 'n paar dinge met u deel. Kom ek lees gou-gou vir jou net hierso wat sê hierdie deel, as ons dit parafraseer, daai gedeelte van die 10de vers. Hy sê die Here wou gehad het dat hy in ons plek geslaan moes word en in ons plek moes seer kry. Omdat hy homself aangebied het om ander se straf te dra, sal daar vir hom 'n groot nageslag wees. Sy naam sal nog lank bly lewe. Hy het gedoen wat die Here die Vader van hom gevra het om te doen. Maak dit so bietjie makliker vir u as u dit dalk 'n bietjie beter wil verstaan. Nou goed. Ek wil begin hier by die 10de vers. En dan sê die Bybel in Jesaja 53, hoor nou mooi, hy sê, hy gaan 'n nakroos hê. Nou, nakroos is in doodeenvoudige taal, soos ons dit beter sal verstaan, is, hy gaan 'n groot nageslag hê. Amen. Nou kom ek begin om vir u te sê, daar's baie kosbare dinge, wat kan sterwe in jou lewe. 'n Mens se planne kan partykeer faal, is dit waar. Daar is drome wat jy het, wat dalk nooit realiseer nie. Daar is ideale waarna jy strewe, wat jy dalk nooit gekry het nie. Maar kom ek sê vir jou, vir die kind van God sal bly, en is daar nog 'n deel van Jesaja 53, waarin ek en jy kan groei en sterker word in die Here en in die dinge van die Here. Halleluja. Ons is nog besig om te groei in Jesaja 53 wat hy voorhou. Daarom wil ek net vir jou sê, jy moenie vrees word, bevange word nie. Jy moenie bang word in jou lewe nie. Amen. Jy weet, baie mense in hierdie tye raak bang. Weet jy wanneer word jy bang? Wanneer jy nie meer op die vaste fondament bou nie. Maar 'n wyse bou op die rots, en die oomblik wanneer jy op Christus bou, sal vrees nie naby jou kan kom nie. Sê amen as jy dit glo, want jy weet in wie en in wat jy glo. Halleluja. Daarom wil ek vir jou sê, moenie vrees nie. God se krag is nog altyd in werking. Halleluja. Jy weet, baie keer dan vra mense, hoe lank gaan ons nog op hierdie aarde wees, pastoor? Wil jy weet, moet ek jou antwoord gee? Ek weet nie. Amen. En dit is soos party van hierdie profete wat datum nie so goed wil maak nie, maar vergeet dit. Ouens kom baie vinnig hulle moeilikheid agter. Maar ek wil hê jy moet weet, luister, ek weet nie, maar weet jy wat weet ek? Ek glo, Maranatha, Jesus kom weer. Dit weet ek, en dit kan ek vir jou sê, he's on his way. Laat ek jou sê, die skrif is teen die muur. Kan ek net weer aanhaal, so bietjie hier van Matteus 24 man. Weet jy, hy praat daar oor dinge, wat al hoe ernstiger word, en al hoe meer word. Gaan lees maar Matteus 24, ek wil nou nie daarby stil staan nie, want dit is dalk 'n bietjie 'n groter saak wanneer ons nou alles begin deurlees, maar weet jy, dit praat van oorloë. Dit praat van die gerugte van oorloë. Dit praat van die hongersnode, die pestsiektes, en so kan jy aangaan. Maar weet jy, ek wil dit vir jou 'n bietjie opsom. Dit praat ook van 'n afname in respek. Dit praat ook van selfgesentreerdheid en mense wat materialisme begin aanhang. En dan gaan dit oor misleiding en valse leerstellings.
Dit gaan goed oor soos oom Trump, wanneer hy staan en hy probeer alles in sy vermoë om Iran uit te haal met hierdie ding van nuclear. Laat ek net vir jou sê weer, kerk van die Here, luister, daardie ouens maak nie nuclear net vir die grappie nie. Hulle maak dit nie net vir Israel en hulle maak dit nie net vir Amerika nie, want Amerika word die big Satan genoem en Israel the small Satan. Maar laat ek jou sê, as jy 'n Christen is, you are also then Satan. Nie laat ons dit preek nie. Jy weet, as 'n ou daai sinsnee en nou gaan uithaal uit TikTok, dan gaan hulle sê, daar sê, Becky Moon sê dit. Luister, wat ek bedoel is wat ek sê, is wanneer dit kom, by die einde van die dag, is daai ouens se plan, want weet jy wat, ek wil nog eendag daar 'n bietjie oor preek, die dag as die Mahdi, hulle verwag die Mahdi is die Messias wat hulle verwag, en hierdie Mahdi sê hulle, kan hom nie self openbaar, totdat hulle die wêreld in besit het nie. Luister geliefde, hierdie is nie 'n oorlogie van Israel en Amerika nie. Hierdie is 'n oorlog vir elke kind van die Here wat ek en jy staan. Want weet jy wat, hulle moet ons uithaal, sodat die Mahdi kan kom. En weet jy wie gaan die Mahdi wees? Ek kan jou vertel, dit gaan die Antichrist wees. Hulle gaan hom aanhang. Want hy gaan vrede bring en al die goede. Nou, ons het nie nou tyd om oor dit alles te praat nie. Luister, maar weet jy, ek het hier iets gesê. Toe sê ek, we don't need to focus on the Antichrist. We need to focus on Jesus Christ. Dit is waarop ons oog is. Ons is nie gefokus op vrees en bangword stories nie, maar ons het 'n hoop in die Here, sê amen. Ons sorg dat ons gereed hou om die Here te ontmoet, sê amen. Ons het geloof in 'n God wat ons gaan deurdra tot aan die einde. En weet jy wat gaan ek en jy maak, kind van die Here? Ons gaan volharde in hierdie stryd tot die dag dat die Here kom, en ons gaan nie laat die duiwel 'n verwoesting saai, en op watter manier hy dit probeer, wil ek sê, ons bind dit in die naam van Jesus. Halleluja. Luister, ek wil jou aanmoedig en sê, leef wakker, leef getrou, leef voorbereid, en wees dapper vir Christus. In hierdie tye mag God ons help en ons genade gee. Jy sien, ons gaan wegraak hier. I'm going home to be with Jesus. Amen. Luister, die skrif is teen die muur. Jou liedjie wat ons gesê het, in a twinkling of an eye, will all be gone. And there's a whole lot of people. Ek sê, there's a whole lot of people. Weet jy wat sê die 10de vers, ek gaan nou daarby kom. Hy sê, daar's 'n nakroos. Daar's 'n groot nageslag. Luister, kom ek sê vir u, in a twinkling of an eye, Jesus kom vir sy kerk. Halleluja. Luister, nou kom dit verder, en dan sê hy in die 10de vers, nou kom hy nommer 2, dan sê hy, die wil van die Here, of die plan van God, is in sy hand. Nou wil ek wil daar oor so oomblikie by u stil staan. Laat ek net vir jou sê, kind van die Here, God het 'n plan, en God het 'n program wat afgehandel gaan word. Amen. Hy gaan dit deurvoer. Voor sy wederkoms, wil ek sê, het God planne vir die kerk van die Here.
God het 'n plan dat hy die Heilige Gees op 'n wonderbare manier op sy kerk gaan uitstort. Hy het 'n plan om sondaars in te kry en in te samel en hulle te red deur die genade en deur die bloed van die kruis en deur die oorwinning wat daar is in Christus Jesus. En ek wil sê, vanmôre wil God vir jou gee, jou deel van sy wil en van sy planne wat hy vir jou in my het. Halleluja. Kyk, God het 'n plan. En weet jy wat wil hy met die plan maak? Dis nie 'n plan kerk wat hy net sommer so, luister, die plan van God is, hy wil dit vir jou gee en vir my gee.